Goeiemôre en welkom op Groot Plaas. Ek is Doopie, is lekker om saam met jou te kuier. Nou klein bietjie later gesels ons oor die nuwe rentekoersverhogings met ons vriend Frikkie van IFSA. En dan ook ons tweede gas vanoggend oor die pragtige Namakwa Blomme strand. Maar voor ons by dit uitkom, kom ons kyk hoe lyk die weer. Hierdie Dinsdag het ons 'n sterk oppervlak hoëdrukstelsel wat saam met 'n trog in die bo-vlakke van die atmosfeer werk om swaar reën te bring na dele van die Oos-Kaap en later KwaZulu-Natal hierdie Dinsdag en Woensdag. Ons geakkumuleerde reënvalkaart wys vir ons duidelik waar die swaarste neerslag sal voorkom en dit is op plekke in die Oos-Kaap sowel as Lesotho en KwaZulu-Natal en as ons 'n bietjie nader kyk kan ons sien rondom 100 mm reën kan voorkom, hoofsaaklik noord van Oos-London en suid van Margate langs die Ooskus wat kan lei na wyd verspreide oorstromings. Daarom het die weerdiens reeds 'n oranje vlak 6 waarskuwing in plek vir die kusgebiede van die Oos-Kaap en die aangrensende binneland met 'n geel vlak 4 waarskuwing in plek oor die kus van KwaZulu-Natal. Dan sal vriesvlakke ook skerp daal met swaar sneeu wat moontlik is oor die suidelike Drakensberge en Lesotho. Rondom 40 cm sneeu kan die volgende 2 dae val, hoofsaaklik noord van Barkly Oos en kan lei na wyd verspreide ontwrigting. Daarom het ons ook oranje vlak 5 waarskuwing in plek vir ontwrigtende sneeu met 'n geel vlak 2 waarskuwing in plek vir die omliggende gedeeltes oor die noorde van die Oos-Kaap. So hier is jou Dinsdag weer voorspelling. Hierdie Dinsdag verwag ons reeds verspreide tot wyd verspreide reënbuie oor groot dele van die Oos-Kaap en KwaZulu-Natal, maar veral hier noord van Oos-London en suid van Margate soos ek reeds aangedui het. Dan sal dit ook verspreid voorkom oor dele van die Noord-Kaap, die Vrystaat en Lesotho met enkele buie oor dele van die Noord-Kaap en oor die ooste van die Wes-Kaap. Suidooste winde waai fris tot sterk oor dele van die Kaap-provinsies met 'n suidooste wind wat fris tot sterk waai langs die Suidweskus en 'n fris tot matige aanlandige vloei van lug wat verwag word langs die Suidkus en 'n sterk met tye langs die kus van KwaZulu-Natal met 'n fris suidewind wat ook waai langs die Weskus en die suidelike kus van Namibië. In die Wes-Kaap sal dit 'n winderige dag wees oor die kusgebiede. Dit bly koel met temperature onder 20 grade, gedeeltelik bewolk tot bewolk oor die binneland met net 14 wat verwag word in Laingsburg. Ligte reënbuie is moontlik oor die ooste van die Wes-Kaap, insluitend die tuinroete en op plekke in die Karoo, maar dit is yskoud oor groot dele van die Oos-Kaap met swaar reën wat veral kan voorkom oor die ooste, maar veral oor die Ooskus waar meer as 100 mm reën kan neerval tot en met Woensdagmiddag en dit kan lei na oorstromings, so asseblief wees waaksaam veral noord van Oos-London rondom Port St Johns en dan ook oor die suidelike kus van KwaZulu-Natal. Sterk winde waai die aand langs die kus van KwaZulu-Natal met enkele tot verspreide reën en donderbuie oor die binneland en temperature onder 20 grade. 'n Meestal sonskynmiddag oor die Hoëveld, koud aanvanklik, later bly dit koel met net 16 in Ermelo, maar gemaklik in die Laagveld van Mpumalanga en Limpopo. 'n Suidooste wind sal later bietjie optel in die Laagveld met 24 wat verwag word in Hoedspruit. 'n Koue oggend aanvanklik in Noordwes, later 'n sonskynmiddag met temperature wat die laat tot middel 20s bereik. In die Noord-Kaap 'n koue oggend wat verwag word in die suide, later 'n suidooste wind wat fris tot sterk waai, net 8 die middag in Sutherland, 14 in Koelsberg en enkele reënbuie wat moontlik is oor die ooste van die Noord-Kaap. Enkele tot verspreide reënbuie ook moontlik oor die suide van die Vrystaat en rondom Lesotho. Dit is koud oor die provinsie met net 15 die middag in Forestsmith. 'n Sonskyn en kalm dag vir Gauteng met 21 in Pretoria en Vereniging en die koue wat nie Gauteng sal bereik hierdie week nie. Dan in ons buurland Namibië sal 'n suidewind fris tot sterk waai rondom Loodrich, matig tot warm oor die binneland met gedeeltelik bewolkte toestande 27 in Otjiwarongo. Dan teen Woensdag sien ons steeds reënbuie oor die sentrale gedeeltes van die land. Swaar reën kan voortduur oor dele van die Oos-Kaap en oor die kus van KwaZulu-Natal. Dit bly koud oor groot dele van die binneland met temperature wat nie eers 15 sal bereik nie. Teen donderdag sien ons meestal droë toestande oor die land. 'n Paar druppels reën kan steeds voorkom oor die Ooskus en daar
op plekke in Mpumalanga. Dit bly koel tot koud oor die binneland, maar warmer weer wat nou terugkeer na die weste met 26 in Vredendal. Alles al van my af, bly veilig hierdie Dinsdag tot weersiens by gunsteling weerdiens. IFSA, Prosperity in Progress. Is ingeskakel op Groot Plaas en ons gas saam met ons vanoggend is natuurlik Frikkie van Loggenberg. Hy is die hoof van beleggingsstrategie en die uitvoerende beampte van IFSA. Frikkie, goeiemôre en welkom weer. Môre Doopie, dankie man. So ons het daarom nou 'n rentekoersverhoging vrygespring onlangs, dankie tog vir dit, maar met die nuutste rentekoerssyfers wat aangekondig is, wat verwag julle sou die impak wees of gaan die impak wees vorentoe? Doopie, dit was eintlik 'n baie interessante beslissing of besluit gewees want die groot of die hele mark het omtrent gedink dat daar 'n 25 basispunte verhoging gewees wat nou nie gebeur het nie. So die effekte mark het nou al klaar 0.3% aanpassing ingeprys vir die verwagting dat daar 'n verhoging gewees. So wat die netto effek is dat die Reservebank het nou maar besluit om die ekonomiese groei bietjie kans te gee want ons ekonomie is maar besig om te sukkel en daar is maar bietjie taai tye om dit bietjie spasie te gee om asem te haal in plaas om te kyk na die inflasie. So ons job nou is ons werk is ons moet gaan kyk na die inflasiesyfer want dit is nou die volgende stapie wat nou nie teengewerk word nie en ons moet dis 'n realiteit wat ons in gedagte moet hou. So dis iets wat ons nou baie ook die laaste week in die nuus gesien het. Inflasie is iets wat almal se beursies raak, was niks wat ons daaraan kan doen nie. So hoe sorg jy dat jy spaargeld en beleggings bybly met lewenskostes? So Doopie, dit is 'n situasie waar as jy nie hoef dierkostes te betaal nie, moenie. As jy nie hoef belasting te betaal nie, moenie. En jou beleggingsstrategie, jou plan wat jy moet hê, koop bates of bateklasse wat 'n groot kans het om te gaan uitpresteer want die 4.5% rentekoerse of inflasiekoerse wat hulle sê is nie eintlik jou en my se inflasiekoersie, dis eintlik baie hoër. So jy moet dit in gedagte hou. So jy kan nie geld in kontant hou nie. Kontant gaan vir jou breek oor tyd. Jy moet meer na die effekte of meer na die aandele gebaseerde gedeeltes toe gaan wat tussen 9 en 11% vir jou gee. So dis jou strategie, dis jou plan waar jy wil na beweeg. So ons het al voorheen gepraat van inflasie op hierdie program saam met jou, maar Johan, hy's 'n kyker van Middelburg. Hy wil weet watter invloed het inflasie dan nou op sy aftreefonds? So as 'n mens gaan kyk, as jy nou gaan tot op met aftrede is of van aftrede af nou vir die volgende 20 jaar moet gaan kyk, en jy het 'n sekere hoeveelheid geld, jy weet jy moet R18.000 op ons inkomste kry en jy het net 'n sekere hoeveelheid geld wat nou moet verhoog tot op daai spesifieke punt. Hou dit in gedagte dat 20 jaar terug het brood R4 gekos en 'n 2 liter melk het R10 gekos. Dis nou 300% duurder as wat dit was 20 jaar terug. So gaan kyk maar, jy moet jou sommetjies baie mooi gemaak dat jy genoeg kapitaal het en vir jou genoeg bateklas of genoeg groei het om daai inflasie teen te staan. So jy moet eintlik mik vir tussen 12.5 en 13.5%. Nou, Frikkie, gee vir ons 'n voorbeeld van wat kykers vandag kan doen om hulle inkomste by aftrede te verbeter. So Doopie, baie eenvoudig. As jy afgetree is of naby aftrede is, jy moet 'n langertermynstrategie. So jy het nie nou nodig om te veel konservatief in jou portefeulje in te gaan nie, want jou kapitaal moet nog groei en jou hou vir die volgende 20 jaar tot ouderdom 85 gemiddeld as dit nou daaromtrent is. So dis een ding. Die volgende ding is, ons het 'n baie pertinente strategie waar as jy 55 en ouer is en jy het anniteite, praat met ons. Ons het 'n strategie of 'n manier wat jy dubbel die hoeveelheid kapitaal onder jou eie beheer kan kry by aftrede. So die kort en aan 'n strategie is baie belangrik. Nou, het julle enige gratis konsultasies hierdie week vir ons kykers? 100%. Ons het spesifiek vir die Groot Plaas kykers het ons 12 verniet konsultasies wat ons regstaan om almal te help, waar kykers dan onafhanklike advies gaan kry, oplossing gebaseerde advies gaan kry en gemoedsrus gaan kry, want ons het al 25, 26 jaar se ervaring, ons wassel deur die oefeninge, ons wil daarby uitbly. Fantasties. Frikkie, altyd 'n plesier om met jou te gesels, my vriend. Baie dankie. Dis 'n Frikkie van Loggenberg. Hy is natuurlik die hoof van beleggingsstrategie en uitvoerende beampte by IFSA. Ons is nou terug op Groot Plaas net hierna. IFSA, Prosperity in Progress.
Wanneer die winterkoue inskop, is dit tyd vir ekstra sorg. Stap hierdie winter in by Van Heerden Apteek se wonderland van gesondheid vir 4 warm aanbiedinge soos Pampers Active Baby Jumbo Box broekies slegs R199, Probitech Pre en Probiotika kapsules 30s vir R299, A-Vogel Ekina Force tablette 120s teen R239 en Youthful Living L-Glutathione poeier 100g vir R199. Besoek jou naaste Van Heerden Apteek of aanlyn en staan 'n kans om fantastiese pryse te wen. Van Heerden Apteek, persoonlike diens en egte omgee. Dankie dat jy genoeg in Suid-Afrika glo om te doen wat jy doen. Dat jy opstaan nog voor die son op is. Vir my boardminiepap vir skool. Dankie dat jy uitgehou het deur elke droogte. Dankie dat julle vir ons 'n toekoms gee. Groot Plaas en ons gas vanoggend is saam met ons Lista Standard, sy's van Chiefs Tented Camps om te gesels net so voor ons in die lente ingaan oor die pragtige Namakwa blomme strand daarso. Lista, goeiemôre en welkom. Goeiemôre Dupie, baie dankie. So daar by julle in die Karoo, the succulent Karoo is the only arid region in the world recognized as a biodiversity hotspot. Beyond the flowers themselves, what should visitors to the Karoo understand about the ecosystem that they will be walking through? Dupie, yeah, correctly as you said, that it is the biodiversity is absolutely amazing. One should also understand that Namakwa is a huge arid region. It's about 1,300 square kilometers. And what makes it so special is there's about 3,500 different species, plant species, in this region of the Karoo. And about 1,000 of those are actually endemic. So you find them nowhere else in the world. And that is why people, even from overseas countries, botanists, just flower enthusiasts, flock to this area to come and experience and actually see these flowers. Now, has there ever been a season that kind of surprised you? Because, I mean, bloom is totally weather dependent. No two seasons ever look alike. But has there been a season that surprised you? Yeah, very much so. It's very weather dependent, and the rain also has to fall on exactly the right time, right? So during the summer months, there's absolutely nothing. When you view that area, you won't believe that when the winter rains fall, there is this explosion of flowers. So yes, we've had absolutely spectacular seasons, and then we've had seasons where there have been less flowers, but where we are on the coast, the flowers always get the mist that come from the sea during nighttime. So there's always somewhere flowers in Namakwa land. There's always something that people can actually go and see. But yes, we've experienced it also. It is totally dependent on the rain. Now, the term super bloom is used very sparingly. What exactly has to happen in nature for a super bloom to occur? Well, that is exactly enough rain at the right time. So this year we've had wonderful early rains. Some of the later rains we are still waiting for, but a super bloom would typically be when there's enough early rain, and early rain would be around about April, May, and then we would need some showers during June, July, and August to keep the flowers going. So for anyone who hasn't been in Namakwa, we know that these flowers, it's crucial to just plan your visit for a certain time of the year, because these flowers only appear for a few weeks each year. So why do you think the short-lived nature experience makes things so much nicer for people visiting the area? People generally have come to seek things that are real. Travelers, what travelers are looking for has changed over the years.
And what you find in Namaqualand is real. There's no window dressing. There's no lights, camera action. And I think that's what people are looking for. So during the flowers at Namakwa Flower Beach Camp, the rainy season normally starts in about July, and the flowers can start blooming anything from early July, and in a good season it can go right through to October. So we try and select the heart of the flower season. So that is why the beach camp, we call it Namakwa Flower Beach Camp, is only up. We call it a pop-up camp from the middle of August to the middle of September, and we try and hit that sweet spot. So, Lister, when I was doing my research for this interview, I was under the impression it's only sunflowers that follow the sun. But what many people don't realize is that Namakwaland daisies and gazanias actually follow the sun as well. Yeah, absolutely correct. The flowers need about 18 degrees to open. So normally in the morning, up until 9, 10 o'clock, flowers are closed. And then when it starts heating up a little bit, the flowers open. And then, as you say, they follow the sun. So what this means is they turn their faces to the sun so that they can take full advantage of the sunlight, because that's what they need to grow. And so if you travel and you want the best view of the flowers, you always travel against where the flowers are facing. So in the morning, it would be in a northeasterly direction, because that's where the flowers will be facing. And then in the afternoon, a southwesterly direction, because as the sun moves, the flowers turn their faces towards the sun, and then you can experience the spectacular display. So I think it's something every person should see at least once in their lifetime. But you mentioned earlier rainfall, temperatures, sunshine, these all determine the bloom. Every season is obviously different. So how difficult is it to predict the best time for visitors to experience the beauty in all of its glory? Yeah, no, it's always very difficult. As I mentioned, we try and hit the sweet spot with August and September. But nature does what nature does. Luckily, where we are, right on the coast, and when we say it's a beach camp, it really is a beach camp, because we are situated right on the rocks. So you have this uninterrupted view of the ocean. So even should the flowers not be at its best for whatever year, we still have a spectacular spot and experience of nature. So, it's like when you go to the Kruger Park, you may see the big five, you may see none. You may see the big five in 5 hours, and you may see them in 3 days. It's exactly the same with the flowers. Lisa, thank you so much for your time this morning. We really appreciate it, and I think definitely something that more people should experience, actually just getting through to some of the beauty that's in our country before we start looking abroad. Dit is ons gas vanoggend, dis Lisa Stander. Sy is van Chiefs Tented Camps oor die pragtige blomme in die Namakwaland, wat natuurlik binnekort weer bietjie hulle pragt gaan wys. Dis al waarvoor ons tyd het vir Groot Plaas vir vanoggend. Ons hoop jy het saam met ons geniet, en dan kuier ons weer môreoggend.